Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Ek hoop ons het 'n lieflike week agter die rug en 'n baie geseënde Sondag. In die week loop ek toe nou weer een van daai mense raak wat sê dat ons as Christene, ons aanbid 'n mens in die vorm van Christus Jesus, en Jesus is net die Messias, hy is nie God nie, hy is ook maar net bloot soos enige ander. Eers het ek gedink, ag weet jy wat nee, kom ons help maar die ou oom reg. Maar hoe meer 'n mens mos nou praat, hoe minder ore is daar, want die hart is al so hard gebak van die gif. Want dit lyk vir my daar's 'n menigte van ons Afrikaner mense wat hierdie gedagtes en hierdie idees voorstaan en vir mense leer om Christus Jesus nie te aanbid nie. Vanaand wil ek graag met jou die volgende deel uit Psalm 45. Kom ons begin maar 'n bietjie redelik op. Thou art, ons lees 45 vers 2. Thou art fairer than the children of men, grace is poured unto thy lips. Therefore God has blessed thee forever. Nee? Belangrike ding hierso, grace is poured unto thy lips. Wat sê Johannes? Genade op genade. Bind thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty. So die persoon wat hiervan gepraat word, is most mighty, is almagtig. Hy het glorie en hy het majesteit. And in thy majesty ride prosperously, because of truth and meekness and righteousness, and thy right hand shall teach thee terrible things. So dit is 'n geregverdige persoon, en hy is baie, wat is Afrikaans vir meekness nou weer? Ek gaan nou onthou. Kom ons luister wat sê vers 6. Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is a right scepter. So dis 'n God waarvan hier gepraat word, né? En sy koninkryk is vir ewig, die Alfa en die Omega, né? Sy scepter van sy koninkryk is reg, dis geregverdig. Thou lovest righteousness and hatest wickedness, therefore God, baie belangrik, thy God, have anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Kom ons lees dit weer. Thou lovest righteousness and hateth wickedness, therefore God, thy God, have anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Hier het ek 'n aantekening gemaak. Hebreërs 1:8. And unto the Son he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness. Kom uit Hebreërs 1 uit, né? En natuurlik ook wat ons hierby kan byvoeg, hierdie anointed is die vervulling van die Heilige Gees met die doop van Johannes, né? Het God die Vader, God die Seun. Onthou hier staan, therefore God, thy God, soos wat Christus Jesus ook gepraat het in sy leerstelling op aarde. My Vader, wat my gestuur het. My God en julle God. All thy garments smell of myrrh and aloes and cassia out of ivory palaces, whereby they have made thee glad. Aantekening gemaak hierso, Johannes 19 vers 39. And there came also Nicodemus, which at first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh, aloes, about 100 pounds weight. Net om te bevestig dat dit Christus Jesus is. En as ons so 'n bietjie laer afgaan, vers 10.
Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear, forget also thy own people and thy father's house. Is dit nie wat Christus Jesus leer nie? Hy sê, as enige iemand ma, pa, broer, suster liewer het as vir my, is hy my nie waardig nie. Hier sê die skrif vir jou, vergeet van al daai mense. Nou vers 11 is waarby ek eintlik wil uitkom. So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. Hy is jou Here en aanbid jy hom. Ou Testament, word daar reeds gespreek van God die Vader, God die Seun, en dat jy die Seun moet aanbid. Wat ook daarbey natuurlik nou heeltemal goed aansluit, is Psalm 2, né, wat ons nou die dag na gekyk het, né? As die ding nou net weer omgaan. Kiss the Son, lest he be angry and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. So nie alleen is Jesus Christus God nie, hy is ook koning, hy is ook die regverdige, hy is ook die Alfa en die Omega, en dit is jou plig om vrede te sluit met Christus Jesus, as jou persoonlike saligmaker, as jou redder en jou verlosser, as jou heiland, en dit is jou plig om hom te aanbid, net soos wat jy die Vader aanbid. Alles seën en voorspoed. Mag die genade van die Here Jesus Christus met een en elk wees. Amen.